Gemeente, ons gaan 'n oomblik van stille refleksie neem, waar ons daarna 'n teksgedeelte gaan lees en ook saam bid. En ek wil jou uitnooi om tot ruste te kom, tot bedaring te kom, sodat die Here met jou kan werk. Kom ons neem 'n oomblik waar ons oë tot God nader. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. En so word die teenstanders, die vyande en die wraakgieriges tot swye gebring. As ek stil word in my Here, as ek na U hemel kyk en dit aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre aan U 'n plek gegee het, dan kan ek nie anders as om te vra, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. Want waarlik, U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. En U laat hom heers oor die werk van die hande en U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste is. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis, is U naam oor die hele aarde. Vader, met woorde soos daardie, hoe kan ons nie anderste as om te dink aan U liefde wat U vir ons het nie. Anderste as om te reflekteer oor die lewe waarin ons onsself bevind, die geleenthede wat U vir ons gee om die volheid van die skepping te kan geniet, te aanskou en te versorg. Vader, die duiwel skou en te versorg. Vader, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, wat op soek is na iemand om te verslind. En waarlik, daardie brul is soms hard en bring ons gees waar ons wonder oor die toekoms en waar ons oë van U afhaal wat beloof om saam met ons te gaan. Ja, waarlik, in hierdie tyd, Here Jesus, waarin ons leef, het ons as gelowiges nodig, om ons fokus op U te hou, om vas te hou aan die sekerheid van U wat bestaan en wat in verhouding met ons is. Mag daar iets besonders vanoggend in ons harte gebeur, in diens iets van die aanraking ervaar deur die Gees, wat beloof om in en deur ons krag op te wek. Ja, Here, mag ons as mense onthou die waarde van die lewe wat U vir ons gee. Mag ons sing soos die engele sing vandag, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Amen. Gemeente, wanneer die Here jou groet vandag, dink aan die gewig van die woorde wat gepaard gaan met genade. Dink aan die gewig van die woorde wat gepaard gaan met genade, vrede en liefde vir jou, jou familie en die wat na jou kom. Mag jy daaraan dink dat God jou seën met die volheid van hierdie lewe, die vreugde wat daarmee gepaard gaan, en die sekerheid dat hy jou nooit los nie.
Gemeente, die eerste van 2 teksgedeeltes wat ons saam lees vandag, kom na ons toe die eerste boek van Korintiërs. Ons lees in die 13de hoofstuk vanaf vers 1 tot 13. Die bekende woorde wat Paulus gebruik het om te praat oor die liefde. Om te praat oor die bron van die liefde, liefde self, sê die lied. Daar dieselfde liefde sê het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met al jou verstand en al jou kragte. En kyk na jou broer en suster wat vandag langs jou is, dink na oor jou broers en susters buite die kerk, want jy moet hulle ook lief hê soos God jou lief het. Daar dieselfde liefde wat Jesus gepreek het in Johannes 3 toe hy gesê het, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Agter die woorde van Jesus Christus was die verduideliking van liefde. Die aktiewe woord, werkwoord van bewegende liefde, wat ons bring in 'n verhouding met God, en 'n verhouding met mekaar. En so skryf Paulus oor die liefde in 1 Korintiërs 13, vanaf vers 1. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie. Het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis. En al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie. Dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, maar ek het geen liefde nie, dan baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Wat is daar die waarheid? Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal ons wat gedeeltelik is, uitgedien wees. En toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou, die 3. Die grootste hiervan is die liefde. Die bron van liefde, liefde self. Gemeente, ons het hierdie teksgedeelte begin deur te kyk na 'n beeld op die bord van 'n vrou met 'n kopdoek sit is, wat haar sig bedek het. En die vraag behoort natuurlik na ons elkeen toe te kom, waarom is hierdie beeld so belangrik vir ons dag en tyd? Sekerlik kan ons daarop ingaan om te sê,
Waar is die liefde vandag wanneer ons dink aan die samelewing, wanneer ons dink aan die historiese gebeurtenisse, wanneer ons dink aan die toekomstige gebeurtenisse van hierdie land, waar is die liefde tussen ras, volk en taal? Ons kan daarop ingaan om volk en taal. Ons kan daarop ingaan om te vra, hoe lyk die liefde tans in jou lewe? Waar leef jy die liefde die minste uit? Waar het jy nodig om aandag te gee aan die opdrag om jou naaste lief te hê? Ons kon daarop fokus ook. Maar wanneer ons kom by die boek van Jakobus vanoggend en wanneer ons daar gaan saam lees uit die 4de hoofstuk uit, dan behoort ons te hoor. Die lewe is heeltemal te kort om 'n wrok te hou. Om jouself te verwyd oor die verlede, om vas te hou oor die onsekerheid wat heers tans in jou eie lewe, omstandighede en wat soos 'n wolk oor jou toekoms hang. Die lewe is te kort. Dit is in 'n oogwink verby. Een oomblik is ons hier en die volgende oomblik is ons weg. Eens op 'n tyd het ek 'n vraag gevra aan die KI op die internet, die kuns is as die mens. En die vraag wat ek gestel het aan hierdie toestel was, hoeveel mense het geleef in hierdie wêreld in die laaste 2000 jaar? En dit was my besonder mooi gewees om te sien dat selfs KI gesê het, ek kan nie daai vraag antwoord nie, want die getal is te groot. Hoeveel mense het voor ons gesterf? Hoeveel sal na ons sterf? Hoeveel sal na ons sterf? Met dieselfde woorde wat vandag gegee word aan iedereen en elkeen van ons, maak die beste van die tyd wat jy het op aarde, want is heeltemal te kort. Die lewe gaan in 'n verby. Daardie beeld van vrou wat geblinddoek is 'n beeld wat ek dink baie keer in ons lewe ook heers. Ons is blind vir die sekerheid wat gepaard gaan met God. Weeg. Tans wanneer ek in die oggende opstaan om 4:00, kyk ek uit na die kerktoring met die lig daarin en ek kom agter dat die maan wat aan die regterhand van die toring gesit het, is besig om te skuif en hy is al reeds aan die linkerkant. Die komende seisoen is op pad. Ons is besig om te vergaan. En so is die lewe. So is die lewe vir ons elkeen. Hoe oud is jy vandag? Kom ons veronderstel, jy is soos in my skoene, redelik 'n paar jaar weg van jou matriekjaar af. Toe jy in matriek was, wanneer was dit gewees? En kan jy vir my sê, hoe vinnig het die tyd verbygegaan van matriek af tot nou? As jy dink die lewe het vinnig verbygegaan, wag tot op daardie dag waar jy voor die deur staan van die ewigheid. Wag tot op daardie dag waar jy voor die deur staan van die ewigheid en dink terug oor jou lewe en jy sal besef, die lewe is te kort om vas te hou aan verwyd, om vas te hou aan die ontydelike wat die wêreld bied. Die lewe ontydelike wat die wêreld bied. Die lewe is te kort om jou lewe te bepaal en te beplan rondom goed wat sal vergaan. Selfs al bou jy aan sekuriteit. Die prediker het gesê, jy sal sterf, jou nageslag en hulle sal daarvan leef. Dalk 'n laaste gedagte voor ons aanbeweeg na ons volgende teksgedeelte toe, is die vraag wat my tans in my lewe besig hou.
Wat sal jou getuienis wees by aftrede? Of my getuienis op 65 net sal wees om te kan sê, Here, dankie. Want vir 65 jaar, vir 40 jaar wat ek uit skool uit is, het ek ten minste die krediteure betaal aan die einde van die maand. Aan die einde van die maand het ek ten minste oorleef. Dankie tog, het dit gedoen. Sal dit my getuienis wees aan my nageslag? Of sal dit juis wees dat ek vasgehou het aan God en wonder bo wonder gesien het? Dat ek kan getuig van die wonderwerke wat in ander mense se lewens plaasgevind het, wat my tot stilstand gebring het voor die voet van die kruis, waar ek opkyk na die een wat my liefhet. Sal dit 'n getuienis wees dat die vreugde van kleinkinders, die omhelsing van 'n vrou, die toenadering van 'n vriend, vrou, die toenadering van 'n vriend, die skoonheid van die natuur, die grootste gedeelte van my lewe besig gehou het. Ja, waarlik, alles sal vergaan, sê die teksgedeelte, en Paulus sê, net een, die bron van liefde, liefde self, sal bly. En mag het so wees dat ons vandag die skille van ons oë laat afval soos Paulus, waarlik in die teenwoordigheid van God ingaan, om in sy oë te kyk. Wat ons vandag saam lees, kom na ons toe die boek van Jakobus in die 4de hoofstuk. En ons luister saam na die woorde wat Jakobus gegee het aan die gemeenskap in vers 13 tot 17. En dit is wat hy vir hulle sê. Kom nou, sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. En ons sal sake daar doen en ons sal geld maak. Julle dwaase, julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal lyk nie, en hoe dit sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat in 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Nee, wat julle eerder moet sê is, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen, self en praat julle groot. Broers en susters, sulke groot pratery is verkeerd. En as iemand weet wat die regte ding is om te doen, en hy doen dit nie, dan is dit sonde. Hemelse Vader, wanneer ons dink aan 'n teksgedeelte soos hierdie, en ons lees dit los van die konteks van die prediker self in Jakobus, dan sal ons dit nie kan verstaan nie. Want ons sal ons eie kennis en wysheid en insig wil gebruik om hierdie teks vir onsself oop te breek. En selfs al kon ons dit doen, selfs al kon ons met die wysheid van Salomo na hierdie teks kyk en dit lees, maar u gees was nie teenwoordig tydens die lees nie, sal hierdie woorde leeg terugkeer na u. Daardie offer wat u begeer, daardie offer wat u op soek is na van ons lewe, sal nooit brand nie. Ja, Here, so is woorde in die Bybel maar leeg. Soos 'n goeie roman dalk, Here, net woorde, wanneer u nie op te maak nie. Die lewende woord. Dit is waarna ons op soek is vandag, en dit is wat u beloof deur die Gees om te doen. Mag die gewig van die woord by ons kom opdaag. Mag het ons raak, Here Jesus, en mag het ons fokus. Mag het ons raak, Here Jesus, en mag het ons fokus verskuif van die onsekerheid in die lewe, die tydelike, na die ewige. Die enigste een wat eer en lof verdien.
U en U alleen. Amen. En U alleen. Amen. Gemeente, wanneer ons dink aan die lewe, en wanneer ons aansluit by die eerste gedeelte wat ons saam gehanteer het in 1 Korintiërs 13, laat ons onsself die vraag vra vandag, iets in die lewe. Kan jy vandag iets bring wat jy weet ewig van aard is? Wat nooit sal vergaan nie? Sal jy vir my die sterkste klip kan bring? Een van die kosbaarste los en oor die eeue verseker dat dit sal bly staan. Gemeente, die realiteit van die saak is, dat as alles in hierdie lewe tydelik is, ons lewe maar 'n damp is in die oë van die Here, hoe leef ons? Want dalk het ons die eerste fase van ons lewe so geleef, dat ons vergeet het van die roeping wat die Here vir ons gegee het. Ja, ons kan terugkyk na die verlede, die eerste fase van ons lewe, en ons kan sê, ons sou graag enige iets wat ons gedoen het, teenoor ander wat verkeerd is, wou verander. Ja, ons kon dink aan al die mislukkings, en al die rampe, en ons kon dink aan alles wat ons mismoedig gemaak het. Maar dan weer eens, gemeente, sal die verlede die dekmantel wees van ons toekoms. Mantel wees van ons toekoms. Die slimmer mense wat in die sielkunde werk sal sê, as jy nie vanuit jou verlede kan losbreek, vanuit die trauma wat jou besig gehou het nie, wanneer jy nie daardie oomblikke waarmee jy jouself verwyd nie, as jy nie daaruit losbreek nie, ja, sal jy in die hel lewe vir die res van jou lewe. Want is daar 'n groter hel in hierdie wêreld as om jouself te verwyd? Elke dag as jy opstaan, nie te begin. Gemeente, die lewe wat die Here vir ons gegee het, behoort soveel meer te wees. God het aan een van sy profete gesê, kom na my toe sodat ons die saak kan uitklaar. Kom na my toe sodat ons saam om die tafel kan sit en kan praat oor dit wat jou pla. Kom na my toe sodat ons saam om die tafel kan sit en kan praat oor dit wat jou pla en besig hou. En laat my toe om daardie kleed wat swaar aan jou skouers hang af te gooi. En laat my toe om vir jou die wit kleed te gee van genade sodat jy vry kan leef. Roep ons om elke dag nuut op te staan en om die vrae te vra wat Jakobus vir die gemeente gevra het. Hoe leef jy? Waar is jou fokus? Is jou fokus gesetel in die arrogansie om te sê ek wat Marius van my toekoms uitkloof? Sal ek volgens my sigbare leef en my eindbestemming self bepaal sonder om God in aanmerking te bring? Sal ek self beplan hoe lank ek daar sal leef en vergeet van die pad waarheen ons op pad is na die ewigheid toe? Sal my optredes veroordeel word wanneer God my kom haal? Ja, soms wanneer ons na die wêreld kyk en ons kyk na hoe mense optree, kan ons sê, hulle is wys. Maar Jakobus sê, daardie mense is nie wys nie. Want hulle bou hulle lewe op die tydelike. En die hartseer daarvan is, teen die oomblik wanneer hulle tot sterwe kom, sal daardie belydenis so stof in die wind weggewaai word. Want hierin is ook ingesluit wanneer ons vir mekaar sê, daar is mense wat nie 'n verhouding het met die Here nie, wat doelbewus kies om te staan op eie magte. Die lewe wat God gegee het, sal begin, en dit sal eindig, en dit sal stop. En dit sal eindig, en dit sal stop. Iemand het eens op 'n tyd 'n baie goeie preek gelewer, toe hy voorgestaan het in die kerk se liturgiese ruimte, en hy het 'n tou geneem,
'n tou wat aan albei kante opgerol gelê het reg oor hierdie hele gebied. En hy het hierdie beginpunt gevat en hy het sy vingers op daai tou vasgehou en het gesê, besef jy, in die konteks van tyd sal hierdie gedeelte selfs dalk kleiner, die metafoor van vir jou. Gemeente, wanneer ons dink aan die tydelike, en wanneer ons dink aan die effek wat die tydelike op ons geestelike lewe het, wat ons vir mekaar sê, wanneer ons fokus nie op die Here is nie, nie op die ewige rots wat seker is nie, nie op die ewige rots wat seker is, wat bo tyd is, wat die bron van ons lewe behoort te wees nie, die een wat lewe gegee het, wanneer ons fokus nie op hom is nie, sal die gewig daarvan wees dat ons in vrees, bekommernis, verwyt jeug. Op een of ander manier sal ons vasgevang bly in die hok wat die wêreld vir ons gee. Dit hoort nie so nie. Want as ons kan seker wees oor enige iets, dan moet ons vir mekaar sê die enigste sekerheid wat ons het, maar ons is seker oor een ding, ons is seker dat wanneer ons in 'n verhouding met Christus staan, dat ons kan vashou aan die een wat nooit verander nie. Boek van Openbaring sê, gister, vandag en môre sal Christus dieselfde nou gee, sal ewig vas staan. Gaan lees in Joshua 1 van vers 1 af tot 13. En gaan lees hoe Joshua tot staan gekom het voor een van die grootste uitdagings, God se dienaar Moot. Die een wat die volk gaan haal het, die volk gevoed het, die volk geleer het, hy's dood. En die groot gewig en die taak wat op sy skouers rus, om die volk te lei, word voor God bely. En God daag op en word voor God bely. En God daag op en hy sê vir hom, Joshua, jy moet die volk neem in die beloofde land, want ek het dit reeds aan hulle voorvaders beloof. Die belofte wat ek reeds in tyd teruggemaak het, sal moet tot volëinding kom. Jy moet jou plek vol staan. Maar moenie bang wees nie. Weet net, ek sal daar wees. En 'n tweede maal sê hy vir Joshua, gaan lees daai teksgedeelte, bepalings en die wet wat Moses vir die volk gegee het. Jy hoef nie eers dit te gaan fix nie. Dis klaar in plek. Maar Joshua, hier is die nuwe opdrag wat ek vir jou gee, vir jouself gee. Vir jouself gee. Hier is my opdrag in vers 9. Ek beveel jou, gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie in my twyfel nie. Gemeente, wanneer ons in verhale vanuit die woord uit kyk na ons eie lewe, dan behoort ons van die begin van die skepping, deur tot die steniging van Stefanus met die kerk wat tot stand gekom het, sien, dat elke gelowige geleef het in die tydelike. Dat alles in die lewe vergaan het. Maar een ding het gebly, na elke traumatiese omstandighede het God weer eens gewys dat hy vertrou kon word. Selfs in die dood het God gewys dat die dood nie sal oorwin nie, want die ewigheid wag as kroon vir die skepsel. As jy enige iets wil weet vandag, weet soos wat Jakobus gesê het, jou lewe is maar net 'n damp. Jou lewe is maar net een wat getuig van die. Was dit nie Paulus gewees wat ook gesê het in Korintiërs, dat ons lewe maar vergelyk kan word soos 'n tent wat in die woestyn tydelik opgeslaan word nie? Wat gaan jy maak met die tyd wat
in jou hande is vandag? Watter tree gaan jy die rigting in? Ek vra nie van jou om die wêreld te gaan red en om daar 'n verskil te gaan maak nie. Ek vra jou dalk om iets te doen wat vandag vir jou onmoontlik is. Om positief te wees oor iets wat jou besig hou, wat vrees en jou wakker maak. Ek vra vir jou dalk om vir die eerste keer vandag vir God net 1% kans te gee om 'n wonderwerk te verrig in 'n area wat jy nodig het en om te kyk wat gebeur. Hy wat werklik wys is, sê Jakobus, weet wat hy om in 'n verhouding met jou te staan. En hy is die een wat vir God die ruimte gee om sy pad te bepaal en wat afhanklikheid voor God verklaar. Ja, gemeente, wanneer ons verstaan dat in goeie tye, slegte tye, onsekere tye, sal God altyd weer die antwoord wees om daardeur te kom. Dan sal ons verstaan waarom dit so belangrik is om ons sig te hou. Op die een wat ons liefhet. Want hierin lê die belofte van die ewigheid. Jy sal God se koninkryk beerwe. Die koninkryk wat begin, wat deurbreek in jou lewe wanneer jy jou plek vol staan in die huisgesin van God, wanneer jy jou titel aanneem van kindskap en loop in die voetspore van Jesus, ja dan sal jy die koninkryk van God werklik sien. Alles is aan jou gegee om gelukkig te wees. Alles is aan jou gegee om vrede te kan hê. Wanneer ons soek vir vrede en liefde, hier moet soek. Binne in onsself. Wie leef vandag binne in ons? Gemeente, was dit nie Jesus wat gesê het ook in die evangelie, moenie bekommerd wees nie, want ek stuur vir julle ander om by. Waarom dan sal ons onsekerheid najaag en nie inkeer terug na die een wat reeds vir ons sê, kom soek jou vrede, betekenis, rus by my nie. Dat dalk is dit rus by my nie. Dat dalk is dit net belangrik om alles saam te vat deur te sê in die lewe waarin ons onsself bevind, sal ons maar altyd in 'n paradoks leef. Paulus het dit mooier gesê toe hy in Romeine geskryf het. Dit wat hy sê toe hy in Romeine geskryf het, dit wat ek wil doen, doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek gereeld. En in alles probeer ek nie net 'n balans vind nie, ek probeer die ritme beweeg weg van my doks wees, 'n konflik binne in onsself wanneer ons staan met een voet in die geestelike wêreld en 'n ander voet in die wêreld wat deur onsekerheid in ons gesig opdaag daagliks. Die vraag is maar net natuurlik. Waar sal ons fokus wees? Sal ons fokus wees op daardie klein gedeelte van die tou wat tydelik is? Of sal ons leer om deur die geloof verder te kyk na die een wat ewig is? Mag jy hier wees vandag en jy het 'n antwoord nodig op 'n saak in jou lewe. Jy mag dalk hier wees vandag en jy mag 'n oplossing vind vir 'n uitdaging. Jy mag dalk nodig hê dat God self vir jou iets openbaar. Wanneer ons teksgedeelte afsluit en die preek ook, mag dit ook so wees dat jy nie jou antwoorde en oplossings en sekerheid gaan soek
in die kragte en die magte van ander mense nie, maar in stille mense nie, maar in stille nederigheid by die voet van Christus, wat vandag jou ontmoet, soos wat hy vir Maria ontmoet het, wat by sy voete kom sit het. God is daadwerklik hier, maar nie alleen in die plek nie. Hy is hier vir jou. En mag jy hom vind vandag. Ons bid saam. Here Jesus, wanneer in Psalm 8, kan ons nie anders as om weer eens te sê, te bely met 'n vraag in ons hart, wat is die mens, dat U hom lief het, en dat U hom geskep het nie, dat U reeds voor skepping, dat U reeds voor ons nog in hierdie wêreld ingekom het, ons name op U hande ingegrafeer het, en geglimlag het, soos wat U dink aan ons wat in hierdie lewe sal leef. Vader, daar is 'n ander, uitroei en wil vermoor, wat op soek is na die vreugde, wat net gevind word in U, wat wil kom om daardie vreugde te neem en te vervang, met vrese en bekommernisse, twyfel. Vrese en bekommernisse, twyfel. En so ook die volheid van die lewe vir ons te kom bedek. Mag dit ook so wees, Here Jesus, dat U ons sal help om vry te breek, om in hierdie lewe die volheid daarvan in te drink soos goeie wyn. Dat ons aan die einde van die dag aan U kan offer, soos 'n goeie reukoffer wat vir U aanneemlik is. Vader, die lewe wat ons het is tydelik, maar die verhouding wat ons het met U is ewig. En ons verheerlik U naam, Here Jesus, omdat dit deur U naam was en is, dat ons in daardie verhouding kan staan. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van God die Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, en die bystand van die Gees, gaan saam met jou hierheen. Dit bedek jou, dit lei jou, en dit beskerm jou. En mag jy dit toelaat om dit jou te dra in die week